Duidelik, baie mooi wat het op die Saterdag gebeur. Toe, wat almal vra, wat het die Saterdag gebeur? Ons almal weet dat dit Vrydag gebeur, die kruisiging het plaasgevind, Sondag was 'n opstanding geweest, maar ek moet jou vra oor die Saterdag. Wat het tussenin gebeur, daai Saterdag? Maar kom ons kyk eers na skrif vir die Saterdag. Lukas 25:56. Hy sê daarop het hulle teruggegaan en speserye en saltery en op die Sabbat gerus volgens die gebod. En dan wat het nog Saterdag gebeur, Matteus 27, vers 62 tot 66. Die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die owerpriesters en die fariseërs by Pilatus saam en sê, my Heer, ons herinner ons dat die verleier, toe hy in die lewe was, gesê, oor 3 dae sal ek op. Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die 3de dag toe, dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel en vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode. En die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Daarom sê Pilatus vir hulle, julle sal 'n wag kry, gaan verseker dit soos julle dit verstaan. En hulle het gegaan en die graf verseker deur die steen te verseël in die teenwoordigheid van die wag. Wonderlike Here Jesus, ek vra Here dat die boodskap wat sal uitgaan, dat dit op die harte sal val, Here, en dat dit geanker sal wees, en dat ons, Here, weer deursigtigheid en insig sal hê na hierdie boodskap, en dat die Heilige Gees, Here, dit in ons sal oopmaak, Here, hoe kosbaar U is vir ons, Here. Dankie, Here, vir Goeie Vrydag, en dankie, Here, vir die Sondag, Here, vir die opstandingsdag. Maar Here, ek wil bid, Here, dat U regtig waar ons denke sal oopmaak vanmôre om te weet wat het daar die Saterdag gebeur. Vra dit in die kosbare, wonderlike naam van Jesus Christus, die soetste naam, ook in elke ander naam. Amen. So ek vat julle nou terug na die kruisgebeure toe. Die donderdag nag, toe kon die disippels nie geslaap het nie. Jy kan nou indink, né? Hulle weet ons nou wat gaan gebeur. Die donderdag nag kon die disippels glad nie geslaap het nie. Die Vrydag nag, maar voor dit nog, die donderdag nag kon die disippels nie geslaap het nie, en een van hulle het nog aan selfmoord pleeg ook. Dit is kwaai hoor. Die Vrydag nag toe kon die disippels weer nie slaap nie, want Jesus Christus is gekruisig. Nou, hoe rus jy wanneer jou drome, wanneer jou ideale, wanneer jou hoop waarop jy opgebou het, dood is? Hoe bou jy dit? Hoe bou jy daarop? Jou hoop is weg, jou ideale is weg, dit wat jy gedroom het, want hy is by ons die hele tyd, maar nou is hy nie meer daar nie. Hulle lewe het gebou om Jesus, en nou is dit weg. Jy sien, ek vermoed dat Jerusalem daardie Saterdag baie stil was. Die teoloog sê, dit was 'n stil Saterdag gewees. Maar Vrydag was 'n bloeddorstige Vrydag gewees. Jesus is dood. Jesus self het voorspel dat hy gekruisig gaan word. Jesus self het gesê dat hy doodgaan. Jesus self het gesê, ek sal vir 3 dae doodgaan. Baie interessant, hy sê, net soos wat Jona in die vis was vir 3 dae. In die vis was, net so veel interessant vir baie mense wat dink, 'n vis kan jy nie insluk, as jy weet, 'n pot walvis kan 'n mens heel insluk, vir die wat nie geweet het nie. So 'n pot walvis het vir Jona heel ingesluk. So dit is nie 'n storie of 'n gelykenis van 'n storie nie, dit is die waarheid gewees. Jy moet een ding glo, dat as die woord van God vir jou sê, 'n vis het jou ingesluk, dan het jy jou ingesluk. Jy moet nie twyfel daaraan. Nou kom die vraag wat ek vra. Waarom
het God nie Jesus opgerig daardie Saterdag? Dis 'n goeie vraag. Hoekom het God nie Jesus opgerig daardie Saterdag? Die disippels was baie stil gewees daardie Saterdag. Markus 16 vers 10 sê vir my dat die disippels, toe hulle gehoor het die opstanding van Jesus het plaasgevind, sê die Bybel van Markus 16 keer, hy sê die disippels het gehuil toe dit gebeur het. Hoor gou mooi, ek wil hê julle die prentjie kry, dat toe Jesus Christus nou dood was, wat dink jy moes die disippels gedink het? Kom ek sê vir jou wat ek dink. Ek dink die disippels het gedink hoe hulle gewandel het saam met Jesus Christus vir 3 jaar lang hier op die aarde. Ek dink hulle moes gedink het aan Jesus se wonderwerke wat hy gedoen het. Hulle moes gedink het aan Jesus se genesings wat hy gedoen het. Jy sien die dood van Jesus Christus beëindig, hoor mooi, die dood van Jesus Christus beëindig hulle ambisies, hulle planne, hulle tyd en energie wat hulle daaraan spandeer het, is weg. Want Jesus is nie meer daar. Ek wil hê jy moet dink hoe moes hulle gevoel het. Hulle hele lewe is gebou om Jesus Christus. Jy weet toe ek jare terug in Welkom was, daar in die AGS kerk, gaan ek dokter toe. En die meisie wat, die vroukie wat uitkom, so 'n rooikop vroukie wat in ons kerk was, haar naam was Annetjie geweest. Sy kom so uitgestap en terwyl sy so uitstap, hardloop sy na my toe, sy omhels my en sy gee my 'n druk en sy huil verskriklik. Ek vra vir Annetjie, wat is fout? Sy sê vir my, ek het nou net gehoor, die dokter sê vir my, ek is deur trekkanker, ek het net 'n paar dae oor om te leef. Mense, weet jy hoe moet jy voel? Jy het nie woord om vir iemand te sê, maar wat sê jy? En weet jy wat, dink ek die eerste gedagte wat by my opkom, hoor mooi, dit maak nie saak wat dryf jou in die lewe nie. As jy sulke nuus hoor, beteken dit vir jou niks wat jou dryf in die lewe. Niks nie, want ek gaan nie meer van die dae daar weer wees. Ek gaan sterf. Hoor gou mooi, die disippels het seker vir hulle self gesê, die Messias beteken vir ons niks nie, want hy is nie meer daar nie. Is dit nie so nie? Hy is nie meer daar nie. Johannes 14 vers 8 sê, Filippus het vir Jesus gesê, Jesus toon ons die Vader, en Jesus het vir hom gesê, man, as jy my gesien het jy die Vader gesien. Nou, ek 'n vraag, beteken dit dan ook nou niks? Ja? Beteken dit dan ook nou niks? Is God regtig dood? Hoe weet jy waar die Gees van God was, daardie Saterdag? Skryf neer, Lukas 23 vers 43. Jesus is by die kruis, en hy sê vir die man langs die kruis, hy sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So waar was sy Gees gewees? In die paradys gewees. Saam met daai man, in die paradys gewees. 1 Petrus 3 vers 18 sê die volgende woorde, hy sê, eenmaal gesterf vir ons sonde, die regverdige vir die onregverdige, om ons na God toe te vat. Hy was dood na die vlees, maar lewend gemaak na die Gees. Is dit dan ook nou verniet gewees, Jan? Was dit ook nou verniet? Hoor mooi, almal wat Jesus geken het, sy skouers het gehang, want hy is nie meer daar. Jy sien, hoe moes Jesus se ma gevoel het, om te sien hoe 'n kind so onskuldig en wreed tereggestel word. Jy kan nou jouself dink, Wilmakie, as dit jou kind is. Wat het jy deurgegaan om dit te sien? Ek dink dit is nie so vars, hoor. Jy sien, daardie Saterdag was daar nie een gelowige, nie een nie, want Jesus is nie meer daar nie. Hy lewe nie meer. Goeie Vrydag was 'n donker Vrydag vir die disippels gewees. Bedankie Here vir Saterdag wat verbygaan, vir my en vir jou. Want dan kom die opstandingskrag van Jesus Christus, wat vir my en vir jou deurbreek. Woe! Hoor mooi! Dankie vir die Saterdag wat verbygaan. Vir die opstandingskrag van Jesus Christus, wat vir my en vir jou deurbreek in ons lewens. Hoor mooi, dan verwys ek en jy na Vrydag, sal myntjie as die goeie Vrydag. Is dit so? Ja. Vrydag was die tjek geteken gewees. Die volle sonde van die prys is betaal.
En daai check is op die toonbank van die hemel geplaas en die Sondag is hy geteken. Is dit nie wonderlik nie? Daai Sondag is hy geteken. Nou kom ek en ek vra weer die vraag, hoekom het God nie Jesus Christus opgewek daar die Saterdag? Weet jy wat, het dit mense verward gemaak? Want hy het al die wonderwerke gedoen, al die genesings gedoen, en ewe skielik is hy nie meer daar nie. Kom ek sê vir jou, daar was stilte gewees. Nou moet julle iets verstaan. Vir Pinkstermense, ons hou van geraas. Stem julle saam? Maar wanneer daar stilte is, dan voel dit vir my en vir jou of God afwesig is. Is dit so? Ja. Wanneer dit stilte is, dan voel dit vir my en vir jou of God afwesig is. God moet tog net nie vir ons Pinkstermense stil wees. Ons hou nie daarvan nie. Vir party mense wil ek hê jy moet maar mooi luister wat ek sê. Vir party mense se Saterdag is hulle stilte gaan baie keer vir weke aan. Baie keer gaan dit vir maande aan dat daar stilte vir hulle is. Jy voel niks werk vir jou nie. Dit voel of jy alles wil begrawe in jou lewe. Wie het al so gevoel? Hoor wat ek sê? Dis hoe jy voel. Ek praat nou van daardie dae, nee. Want jy opstaan in die oggende, daar's niks wat jou motiveer om op te staan. Hoe moet ek opstaan? Ek haal maar net asem. Dit voel of ek maar net bestaan. Dit is hoe ek voel. Hoor jy wat ek sê? Dit is hoe ek voel. Daar's geen toekoms vir my. Ek weet nie wat wag vir my vanmôre nie. Jou Saterdag voel vir jou soos wanhoopig. Behalwe dat jy Saterdag wanhoopig is, voel dit vir jou of jy wil opgee. Party mense gaan so ver en sê, weet jy, ek maak my eerder 'n einde aan my lewe. Ek voel ek kan dit nie so aangaan. Wat jy wel kan doen op 'n Saterdag, is wat Dawid gedoen het. Dawid het die Here gevra. Dawid het nie net gevra nie, hy het gekla. Dis wat hy gedoen het. Baie keer kla ek en jy ook so voor die Here. Hy het gevra, hy het gekla, maar hy het ook gewag vir die Here. Maar as ietsie wat by is, wat vir my nice is, behalwe van die vra en kla en wag vir die Here, het hy God vertrou. En daarom sê die woord van die Here, Dawid was 'n man na God se hart gewees. Al het hy gekla, al het hy gevra, al het hy gewag, het hy God vertrou. Jy kan maar gaan kyk na die psalms in die Bybel. Die meeste psalms wat Dawid geskryf het, was Saterdag psalms gewees, waar God stil gewees het en niks gesê. Waar hy trane geloop het. En hy voel die Here praat nie met hom nie. Jy kan maar kyk in die psalms. Baie Saterdag is baie psalms van Saterdag psalms. Die Here het niks met hom gepraat nie. Ek wil vandag vir jou sê, Saterdag is nie die einde nie. Sondag is op pad. Hoor jy wat ek sê? Sondag is op pad. Saterdag se waaroms word Sondag se daaroms. Dis dit nie wonderlik nie? Sondag wat kom word verdryf deur die lig. Gaan die lig die duisternis verdryf. Want dan kom jou trane, dit word weer 'n gejubel voor die Here. Is dit nie wonderlik nie? Weet toe ek hierdie boodskap so voorberei het, ek aan mekaar gehuil. Ek dink so myself, wat gaan aan met my? Ek besef, daar baie kere wat ons ook maar so voel. Die Here antwoord my nie, die Here is so stil, is dit ooit daar vir my? Hoor jy wat ek sê? Jou deurbraak kom, die wolke gaan verdwyn, die son gaan weer skyn, en die hemel gaan weer vir jou oopgaan. Ek wil nie net vir jou sê, die hemel gaan weer oopgaan nie, jy gaan die stem van die Here weer baie duidelik hoor. Maar voor dit het jy gebid. Waar jy gebid het jou gebed gevoel of het jy die koper dak vastslaan, jou gebed kom nie verder as die dak nie. Wie het al so gevoel? Baie van ons nie. Ons het baie keer so gevoel, het ons gevoel, waar, weet ons kom op 'n plek in ons lewe, ons praat met die Here en ons hoor niks nie, hy is stil. Hy is stil en dan voel ons soos Jesus toe hy aan die kruis was. My Vader, waarom het U my verlaat? Dis hoe ek en jy ook voel toe Jesus aan die kruis was, voel ek heel partykeer soos wat Jesus gevoel het toe hy aan die kruis gewees het. Ek wil vir jou sê, die hemel kan vir jou baie stil raak as die Here stil raak, nee.
Ek wil vir jou gesê, wanneer jy stil raak, is jou gemoed is maar nie baie goed, jou gemoed is baie donker. Daar hoor gemooi, maar wanneer jy die stem van die Here weer hoor, jou gebrokenheid word deur die heerlikheid van God vervang. En wanneer jy in die teenwoordigheid, weet al die teenwoordigheid van die Here ervaar in jou kamer waar jy bid. Steek op jou. Jy weet jy wanneer jy bid, jy ervaar die teenwoordigheid van die Here, dan ervaar jy die heerlikheid van God, is so daar by jou. En weet jy, baie keer kan jy niks sê nie, jy helemaal net. Jy sê, ag, dankie Here, dat jy by my is. Dis nog al vertel, is dit nie so nie? Dankie Here dat jy my hart verstaan. Jy weet, as mense wat dalk nie my verstaan nie, maar dankie Here dat jy my verstaan. Weet, as jy terugkyk op jou lewe, almal van julle, as jy terugkyk op jou lewe, was daar wille tye gewees. Maar dan kom daar die tye wat die Here vir jou deurbreek en jy ervaar. Dan sê jy, dankie Here, is al die Here. U is met my. U sal, en hoor hoe mooi, hy sê, en ek is met jou. En dan, dit voel vir jou of jy so aan die Here kan raak. Ja? Dis kosbare oomblikke. En dan sê jy, dan sê, ek het nie verstaan nie. Maar nou verstaan ek. Wanneer die Here, wanneer jy voel jy kan aan die Here raak, dan weet jy, dan verstaan jy. Jy sien, Psalm 28 sê vir my, God sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daardie Saterdag was jy nooit alleen gewees. God het net stil gebly. Hy was daar. Hoor jy wat ek sê? Jy weet, ek gaan dit nou vir jou lees. Sit my Hebreërs 11 vir my op, sit maar Hebreërs 11:13. Ek dank die Here vir Hebreërs 11:13. Ek en jy is maar net vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde. Dis net tydelik, man. Hy sê hierdie dinge wat ek en jy nou deurgaan, né, kan nie vergelyk word met die heerlikheid van God wat vir my en vir jou wag. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims of the earth. Is dit nie wonderlik nie? Kyk gou Openbaring 21:4. Hy gaan ons trane van ons oë afvee. Ons kyk ook gou. Revelation 21:4. And God shall wipe away all tears from the eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, no crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Is dit nie wonderlik nie? Dis verby. Jou situasie, jou probleem, figuurlike Sondag het dalk nog nie aangebreek nie, want jy is dalk nog op jou Saterdag. Dit raak vir jou stil, want die Here het nog niks gesê vir jou nie. Ek wil vir jou sê, die naweek is nie verby nie. Glo aan Jesus. Hy is die een wat die slegte Vrydag, die goeie Vrydag maak. Amen. Jou Sondag wat kom, en die hel en die graf oorwin. Jou Sondag wat kom, en die hel en die graf oorwin. Kom ons wees gou eerlik, daar is tye in 'n mens se lewe wat jy nie antwoorde het nie. Kom ons wees eerlik. Daar is tye in jou lewe wat jy nie verstaan nie. Ek het iets baie vinnig geleer in my lewe. Ongeag al gaan dinge willer as die wildtuin, dan sê ek, dankie Here, ek gee nie om al verstaan, ek niks, maar ek weet een ding, U is daar. En kom ek sê vir wat my nog meer hoop gee. Ek lees, julle sal almal die geskiedenis ken van die Jode wat in die konsentrasiekampe was, in haglike omstandighede. Dan is daar teen die mure geskryf. Dit het my so laat hy, as daar teen die mure geskryf, die son skyn nie, maar glo dat die son weer gaan skyn. Ek glo aan liefde, al voel ek dit. Al is God stil. Hoor mooi, al is God stil, ek glo aan God, al is hy stil. Hoor jy wat ek sê? Daai mense het van hulle dinge deurgegaan. Hoe daai mense gevoel, dan sê hulle hierdie woorde, ek glo in God, al is hy stil.
Daar's tye wat jy nie weet wat, daar's die antwoorde. Daar's nie antwoorde nie. Maar jy weet een ding, hy's daar. Want ek beloof in sy woord, ek sal nooit vergewe en jou nooit verlaat. Ek gaan jou iets vertel wat ook nie baie gepreek word nie. In 1 Petrus 3 vers, 1 Petrus 3 vers 23, is dit 3 vers 23? 1 Petrus 3 vers 19 tot 20, hoor gou mooi, dit het ook op 'n Saterdag gebeur. Jesus het op 'n Saterdag afgedaal na die doderyk. Nou moet ek jou iets verduidelik. Toe Jesus afgedaal het na die doderyk toe, wat het hy? Toe het hy die oorwinning gaan verkondig dat hy die oorwinnaar is en dat hy regeer tot in al die ewigheid. Hy het die dood oorwin. Nou, jy moet iets verstaan, in die Engels noem hulle dit die Hades. En die Hades beteken dit, daar was 'n bewaringsplek gewees waar al die soldaars, hoor mooi, en die nie-soldaars, gelowiges, het na dieselfde plek toe gegaan. Hoor mooi, na dieselfde plek toe gegaan. Daar was nie 'n skeiding gewees nie. Hulle het na dieselfde plek toe gegaan. En Jesus Christus het afgedaal na die doderyk toe. En al die Ou Testament gelowiges wat daar was, het hy saam met hom teruggevat na die paradys toe. Dis hoekom hy afgedaal het na die doderyk toe, om die gelowiges wat in die Ou Testament was, te vat na die paradys toe. Want onthou, hy vat hulle eers na die paradys toe, en niemand is nog in die hel soos wat hulle dink nie, want dit gaan nog kom. Die helse vuur waar jy gegooi gaan word, gaan ook daar wees, dit wag vir ons. Maar daar's 'n wagtydperk wat op plaasvind. Almal wat nou sterf, waartoe gaan jy? Jy gaan na die paradys toe. Jy gaan na die, kom ons noem dit die voorportaal van die hemel toe. Dis waartoe jy gaan. Almal wat sterf, gaan na, kom ons noem dit na die voorportaal van die hel toe. So daai laaste oordeel wat nog gaan kom, moet nog kom. Maar jy gaan 'n voorsmaak hê van wat is die hemel in die paradys, en jy gaan 'n voorsmaak hê van wat is die hel terwyl jy op die helse stoepe wag. Mense, ek dink die meeste mense wat glo, is die mense wat klaar in die hemel of in die hel is, maar dan is dit te laat. Mense sorg dat jou lewe met God reg is. Want die Here kan enige tyd kom. Ek weet nie wanneer hy gaan kom nie. Weet, as ek vandag se dae kyk, weet die mense, die jong mense, ek het nie van die jong mense nie, hulle sterf, lyk dit vir my sommer nou. Lyk vir my die ouer mense, hulle leef nog langer. Maar die jonger mense gaan nou vinniger dood as voor jy lyk. Ek weet nie hoe werk dit nie. Maar ek wil vir jou sê, sorg dat jy saak met God reg is. Die Here kyk nie na ouderdom nie, hoor. As jy kom haal jy. Maak seker jou saak met God is reg. Kom ons bid saam. Ons staan. Dankie Here vir hierdie oomblik. Dankie Here